Ons is 'n familiebesigheid wat sedert 1910 in die Bloukop omgewing is. Ons tans nog 2 broers op die plaas hier en 'n neef en nog 'n broer in Zambië wat nog saam die besighede bestuur. Ons verbou verskeie produkte, mielies, sojas, beeste en skape, aartappels, saadaartappels en appelboord. Ja, my eerste kennismaking met Nastergal konfyt was in 'n kleuterwas. En ouma voer jou Nastergal broodjies aan die tafel. In die vroeë 2000s het die jagers, ons bure, begin Nastergal verbou. Dit is vir ons baie interessant, ons het hulle goed opgehou en gekyk wat hulle aanvang. Hulle die produk ontwikkel en oor jare heen bemark. En 2-3 jaar terug het hulle afgetree en het ons gevoel dit sal vir ons goed wees om die besigheid oor te neem en die produk verder uit te bou. Die besigheid was toe nou reeds goed gevestig en groot genoeg dat dit darm sin gemaak het. Met die oorname van die konfyt besigheid van die jagers af het ons werklik net mooi niks geweet nie. Jy het al gesien dat iemand 'n pot konfyt op 'n stoof roer en dit was maar basies dit. Wat goed was dat ons die kookspan kon oorneem. Die jagers was baie instrumenteel om ons te leer om te werk en ons baie inligting gegee. Daar sonder sou ons verseker maar klei getrap het. Daar's kunsies en dinge wat jou effektief maak en wat die proses reg laat loop, wat mens absoluut moes bykry. Ons het ure in hulle kombuis gesit en oor 'n broodjie konfyt, jy sal nie glo nie, heel wat konfyt geëet in daai tyd by hulle aan die huis en hulle het ons mooi hand tree vir tree gevat. Die boer van Nastergal is nie werklik so geweldig moeilik nie. Jy het net natuurlik die natuur se wat in weeg en vorentoe en agtertoe wat soms 'n uitdaging kan wees. Nastergal groei relatief eenvoudig in ons provinsie en omgewing. Dit is 'n koel weer gewas, somer verbouing en dit is nie werklik so moeilik om dit te groei nie. Dis wel geweldig duur in terme van arbeid. Ons plant met die hand, ons oes met die hand. Mens dra ook die hele jaar se oes en ons kry 1 keer 'n jaar die geleentheid om die produkte te vervaardig en dan moet jy genoeg hê vir die res van die jaar. Die oesproses is krities. Ons kan nie groen saadjies en bessies in toelaat nie en ons kan ook nie stingels en steeltjies en allerlei ander vreemde foreign bodies toelaat nie. Die proses om dit skoon te maak is intens en jy maak baie seker dat dit goed verloop. Dan begin die kookproses wat dan nou weer die volle ding op sy eie is. Die resep is die geheime tradisionele resep en die vrouens wat dit doen dit met hulle kundigheid baie goed. Die bottels word steriel verseël natuurlik en dan is dit etikettering en dan die bemarking. 'n verdere uitdaging in hierdie hele proses. Ons het baie goeie gevestigde kliënte wat ons baie dankbaar is vir hulle ondersteuning en die produk word dan landwyd versprei. Ons maak nog produkte behalwe Nastergal, makataan wat ons self plant en gooseberries wat ons ook verbou. Hulle vul die Nastergal goed aan en mense het 'n baie groter indruk laat by jou kliënte en op die rak. Ons vul daar 'n spasie en dit is net 'n logiese ding om nog konfyt te maak as jy reeds enetjie doen. Die fabriek bly ook dan heel wat langer aan die loop en ons kan die mense wat vir ons werk heel wat langer betaal. In die Nastergal konfyt fabriek het ons omtrent 15 permanente werkers en dan in pliktyd neem ons tot 100 in diens om die werk gedoen te kry. Die res van die besigheid het tussen 100 en 300 mense in diens, seisonaal soos ons hulle nodig kry. Nastergal is 'n vergewensgesinde plant. Ons spuit basies niks op die produk nie. Ek dink hy is absoluut residiefvry. Mens moet versigtig wees wanneer jy kos aan mense bied. En in ons tyd is almal ingestel op gesondheid en ons is bewus van baie praktyke wat nie goed is nie. Die feit dat ons die produk gaar maak en dat dit 'n gekookte ding is, ondervang dan nou 'n klomp siektes en bakterieële oordraging en sulke dinge wat kan gebeur, maar 'n gefokusde aandag dat jy wel met ander mense se gesondheid in jou hande sit
is baie belangrik. Dit is voor die hand liggend dat dit so moet wees. Dit is ook hoe ons dit probeer doen. As 'n jong entrepreneur 'n nuwe idee het, ek het myself al uit baie planne uitgepraat. En ek dink dit is 'n groot fout om te maak. Ek dink om te begin en te probeer is die beste ding. Die kans op sukses is altyd daar. En mense kan baie leer deur om jou te kyk, op te let in die klas en te sien wat mense aanvang en net te probeer. Ek was verstom oor hoeveel vernuf daar tussen ons lê in ons eie gesin. Het ons die meeste van die prosesse hanteer. Ons kind het die label ontwerp, my vrou met bemarking en online dinge. Daar's baie kundigheid binne mens self en mens moet net fokus en diep delf en gewoonlik is daar 'n goeie uitkoms.